Amen en amen. As jy jou Bybel saamgebring het, maak dit vir my asseblief oop by Efesiërs 5, so vanaf vers 22, Efesiërs 5 vanaf vers 22. Wanneer ek vanmôre 'n bietjie met jou praat oor die tema rein en sonder gebrek, dan wil ek hê jy moet vir 'n oomblik onthou dat ons jaartema verlede jaar was kerk gewees. Ons jaartema hierdie jaar is reinheid of kataros, om rein voor God te staan. En jy sal sien vanmôre hoe hierdie twee jaartemas so bietjie na mekaar toe kom en hande vat. En daarom wil ek vanmôre met jou praat oor rein en sonder gebrek. Nou, die Bybel noem 'n klomp mense wat 'n gebrek gehad het in die Bybel. Nou nie 'n emosionele gebrek of 'n innerlike gebrek of 'n gebrek na iets nie, maar mense wat regtig 'n fisiese gebrek was. Ek dink vir 'n oomblik aan Moses, Eksodus 4 vers 10, dat Moses het 'n gebrek gehad. Dit was iets soos 'n hakkel gewees en Moses kon nie lekker praat nie. Ek dink aan Jakob, nadat hy met die engel van die Here 'n geveg gehad het, Genesis 32:25, het hy mank geloop omdat die engel hom hier op sy heup geslaan het. Ek dink vir 'n oomblik aan Mephiboset wat krippel was, omdat sy oppasser hom laat val het, daar in 2 Samuel 9 vanaf vers 13, en ek hoor van blindes, en ek hoor van krepeles, en ek hoor van mense wat stom was, en elke keer, wanneer iemand 'n gebrek in die Bybel gehad het, het dit hulle skaam gemaak en teruggetrokke gemaak, het dit hulle so 'n klein bietjie minder waardig gelaat voel, omdat hulle hierdie gebrek gehad het. En wanneer iemand in die Bybel iemand aan iemand anders te kom voorgestel het dit ongelukkig so gewerk dat hulle sou gesê, hierdie is Jakob, die man wat so bietjie mank loop. Of hulle sou gesê, hierdie is ou Mephiboset, sy oppasser het hom laat val, en dit is hoekom hy so bietjie nie lekker loop nie, en jy sou gesien het, dat hierdie gebrek wat hierdie persoon gehad het eintlik soos 'n label om sy nek gesit, en reg deur sy lewe het hierdie ding saam met hom beweeg. Dit bring my so bietjie na ons preek toe, want wanneer 'n vader sy oudste dogter aan 'n man moes voorstel, om hierdie dogter van hom daardie persoon se bruid te maak het, sou hy nie wou gehad het, dat sy bruid of hierdie dogter 'n gebrek moes gehad het nie. Sy moes volmaak gewees het, sy moes rein gewees het, en sou die vader al haar mooi punte vorentoe gebring het, al haar goeie kwalifikasies, al haar sterkpunte, sou die vader wou vorentoe bring om te gesê, hierdie is my dogter, ek wil haar voorstel as 'n bruid vir jou, sy keer niks, sy is volmaak, sy het geen gebrek nie, en sy is rein. So ek dink jy weet waarvan ek praat vanmôre. Ek praat met jou oor die tema, om rein te wees, en om sonder gebrek te wees. Nou, hier in ons geleesde gedeelte, en jy sal vanmôre jou Bybel moet oopmaak, ons sukkel so bietjie met ons wifi die laaste paar Sondae, hy gaan aan en af, so het jy jou Bybel gebring? Amen, lees gou saam met my, Efesiërs 5 vers 22. Hy sê, vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook die hoof van die gemeente is, en hy is die verlosser van die liggaam. Maar, soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans onderdanig wees. En al die man sê, amen. Manne, vers 25, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het, en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, vers 27, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek, of rimpel, of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek mag wees. Ek praat vanmôre met jou oor die tema, om rein en sonder gebrek te wees. Nou wat gebeur in hierdie gedeelte?
Paulus is besig om bietjie oor die huislike pligte te praat en dan praat hy oor die verhouding tussen die vrou en die man en wat die vrou en die man moet doen. Maar hier later in die hoofstuk is hy bietjie meer besig om te praat oor die gemeente wat die bruid van Jesus Christus is en dan die bruid se verhouding teenoor die bruidegom teenoor die man. En dan kom Paulus spesifiek in hierdie gedeelte en dit is asof hy die kerk, die bruid van Jesus Christus aan die bruidegom wil kom voorstel. Dit is asof hy vir my en jou aan Jesus Christus wil kom voorstel en hoor gou, hy sê dit so mooi, hy sê Jesus, hierdie kerk, hierdie bruid is verheerlik, sonder vlek, vlekkeloos, sonder rimpel, sonder iets derglik, heilig en sonder gebrek. En ek weet nie van jou nie, Paulus is so half trots daarop om die kerk, om die bruid van Christus aan die bruidegom te kom voorstel en te sê, hier is sy volmaak, hier is sy kort niks nie, Here, sy is heilig en sonder gebrek. Weet jy vanmôre, jy is die bruid? Kan ek jou hand sien? Weet jy dit? Hoor gou wat sê Openbaring 19 vers 7. Laat ons dan bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom. Die bruilof is gereed en die vrou, die bruid moet haar gereed maak om haar bruidegom te ontmoet. Hoor gou vanmôre vir my, pastoor, jy moet praat oor Vadersdag. Dit kan wag vir 'n ander Sondag. Die Here het 'n boodskap vir my gegee om te sê dat die bruid van Jesus Christus, die kerk moet op 'n plek kom waar ons besig is om ons voor te berei, want die bruilofsmaal is gereed en die bruidegom gaan sy bruid kom haal. En daarom wil ek vanmôre met jou praat. Paulus sê, Here, ek wil U kom voorstel aan die bruid. Sy's rein, sy's volmaak, sy kort niks nie. Hoor gou wat sê Johannes 3 vers 29. Wie die bruid het, hy is die bruidegom. Jesus is die bruidegom wat sy bruid wil kom haal. Hoor gou. Hy kom terug vir sy bruid wat rein is en sonder gebrek. Wat rein is en sonder gebrek. Die Bybel praat baie hiervan. Filippense 2 vanaf vers 15 sê, sodat julle, wie's julle? Die bruid van Christus, die kerk, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder 'n gebrek. En dis nie waar die vers stop nie. Die vers gaan aan. Hy sê sonder gebrek te midde van 'n verdraaide geslag, te midde van 'n wêreld wat krom is, te midde van krisis en omstandighede, te midde van alles wat daar buite aangaan, sê die Here, gaan ek terugkom vir 'n bruid wat rein is, wat opreg is en wat geen gebrek het nie. En die kerk sal moet wakker skrik, soos nog nooit van tevore nie, om gereed te wees om ons bruidegom te gaan ontmoet. Kolossense 1 vers 22 sê, Paulus is weer besig om die kerk, die bruid voor te stel. Hy sê om julle, die bruid, heilig en sonder gebrek en onberispelik voor die bruidegom te kom voorstel. 2 Petrus 3 vers 14 sê, beywer julle dan, wie? Die kerk, die bruid, beywer julle dan om vlekkeloos en sonder gebrek voor hom bevind te word. Judas 1:24 sê, en hy, dis Jesus Christus, die bruidegom, is magtig om julle van struikelinge te bewaar, sodat julle sonder gebrek voor die Vader eendag kan staan. Hy's by magte om die kerk vanmôre op te lig en om rein te kry. Openbaring 14 vers 5 is 'n mooi gedeelte. Hy praat van die wederkoms van die Vader. Hy sê, daar gaan 'n dag kom, wanneer Jesus gaan terugkom en al die verlostes saam met hom op die Sionberg gaan staan. Dit is die troudag en hy sê, en in hulle, wie's hulle? Die bruid, in hulle monde sal daar geen bedrog gevind word nie, want hulle is sonder gebrek en sal voor die troon van die Vader staan. Ek het vanmôre gekom, so 'n bietjie met 'n ernstige boodskap, dat die bruid moet gereed maak, want die bruidegom is op pad.
Al hierdie verse praat net van een ding, dat Jesus eendag gaan terugkom vir sy kerk. Hy gaan eendag terugkom vir sy bruid, maar die Here verwag van ons om voorbereid en rein en sonder gebrek vir hom te wag. Is dit moontlik? Ja. Is dit moontlik? Ja. Te midde van 'n wêreld, te midde van sondes, te midde van al ons standaarde wat besig is om te verlaag, te midde van al ons gewoontes wat ons aangeleer het, het Jesus teruggekom vir 'n kerk sonder gebrek. Hoor gou-gou. Die bloed van Jesus Christus reinig nog steeds van alle gebreke. Jesus soek nie 'n wêreldgelykvormige bruid nie. Hy soek nie 'n bruid wat soos die wêreld lyk nie. Hallo? Hy soek nie 'n bruid wat in tradisies vasgevang is nie en wat allerlei mooi dinge kan doen nie. Hy soek 'n bruid wat voorbereid is, rein en sonder gebrek. Pastoor, dit klink of jy vashak. Ek gaan op hierdie kansel preek oor reinheid totdat hierdie jaar klaar is, want dit is die tema wat God my gegee het om vir AGS Hartbeesfontein oor te bring, dat God sê die tyd loop uit. Die tyd loop. So ek dink jy vra vanmôre, is dit moontlik? En ja, dit is moontlik. Dit is moontlik om rein te wees. Dit is moontlik om sonder 'n gebrek as 'n bruid voor God te kom staan en voor die bruidegom te kom staan. Maar daar's 'n paar dinge wat ek en jy vanmôre in plek sal moet kry. Nommer 1. Ons is bederf met hierdie skerm, né? Ek sien almal se oë kyk op. Moira, ons het hulle bederf. Waardeer julle ons? Nommer 1, erkenning. Die bruid, die kerk sal op 'n plek moet kom wat ons sê, Here, ek besef vanmôre, ek het 'n gebrek. Ek besef vanmôre, ek het 'n gebrek. Die bruid kan net herstel wat in die lig geherken is. Die bruidegom kan net kom heel maak dit wat die bruid erken. Ek het 'n probleem mee. Spreuke 28 vers 13 sê, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat erken dat hy 'n probleem, hy wat erken daar's iets te kort in sy lewe, die bruidegom sal hom kan genees. Die kerk, die bruid van Jesus Christus, sal op 'n plek moet kom wat ons sê, Here, ons is toe nie so oulik soos wat ons gedink het nie. Here, ek het foute, ek praat van myself, ek praat nie vanmôre met jou nie. Here, ek het sekere dinge in my lewe wat maak dat ek 'n gebrek het wanneer ek voor die bruidegom moet bestaan. Psalm 139 vers 23 sê, Here, deurgrond my, o God, ken my hart, toets my gedagtes en kyk of daar nie 'n weg van smart is nie. Is daar nie dalk iets in my lewe wat maak dat daar 'n afstand tussen my en die bruidegom kom nie? Is daar nie dalk iets wat maak dat ek met 'n gebrek voor my bruidegom gaan staan nie? Hoor gou mooi, Jesus kom terug, so seker as wat seker is, maar hy kom terug vir 'n rein kerk. O, maar daar's genade. Ag, dankie Here vir genade. Die vlekkelose lam gaan die leeu word van Judas stam. Wanneer die bassein blaas, wil ek gou-gou vir jou sê, is genade verby. Dan kan jy nie sê, ek het nie geweet nie. Ek dink daar's nog bietjie tyd nie. Maar pastoor, ek het Here, ek het gesukkel met hierdie dinge nie. Jy het nou nog vanmôre, het jy die tyd om genade om te erken en te sê, Here, ek erken vanmôre, ek het God nodig. Openbaring 3 vers 17. Is Jesus besig om met die gemeente van Laodicea te praat en hy sê, ek het iets teen julle. Hy sê, want julle sê ek is ryk en ek het verryk geword en ek het niks gebrek nie. Hy sê, maar julle weet nie. Jy weet nie dat jy ellendig is, beklaanswaardig, dat jy arm, blind en naak is nie. Die gemeente het gedink hulle het alles wat hulle nodig het. En hier kom die Here Jesus en hy sê, maar jy het nie erken nie. Jy het nie erken dat jy kaal en naak en dat jy iets nodig het nie. Het jy maar erken, kon ek iets aan jou lewe gedoen het, maar omdat jy dit weggesteek het, gaan ek jou uit my mond uitspoeg. My eie woorde. En daarom vanmôre
net so 'n bietjie 'n ernstige boodskap. Ons het vir 2 Sondae het ons gepreek oor hoop en ons het gepreek oor die Here is met jou, maar vanmôre sal ons weer bietjie moet ernstig praat oor die feit dat die kerk van Jesus Christus in sy laaste dispensasie is en ons moet opskud want ons gaan dit nie maak nie. Nommer 2. Belydenis. Die oomblik wanneer die kerk en die bruid erken dat ons het 'n fout en ons kort iets, moet ons oorgaan na belydenis en sê Here, ek bely vanmôre, sjoe, ek het 'n probleem. Johannes 1 vers 9 sê, en as ons sondes bely, is hy getrou en regverdig om ons te vergewe en ons van aller ongeregtigheid te vergewe. Ek lees dit reg deur die Bybel. 'n klomp keer daar in die Ou Testament, dan sê die Bybel, en die volk van die Here het weer gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. En dan het God hulle so 'n bietjie gelos, het hulle swaar kry, en dan erken hulle het 'n probleem, hulle draai hulle rug teen die sonde, en dan bely hulle, Here, ons het U nodig, en elke keer het God ingekom, en het hy sy kinders kom red, en het hy hulle gehelp. Hoekom? Want hulle het bely. Net bely. Belydenis bring vergifnis in enige situasie. Ou Marie het gesê, wat ons bedek kan God nie sien nie, maar wat ons bely kan God vergewe. Is dit nie mooi nie? Billy Graham het gesê, belydenis is die brug tussen erkenning en herstel. Die oomblik wanneer ek erken ek het 'n probleem en ek bely ek het 'n probleem, dan sê die Here, "Sjoe, weet jy wat? Ja, jy loop mank, maar ek sien dit nie meer nie. Ek het jou skoon gewas met die bloed van die lam, en as hy dit gedoen het, dink hy nooit ooit weer daaraan nie." Maar sien die kerk van Jesus Christus, en hoor my hart, ek praat vanmôre heel eerste met myself. Ek sien vanmôre myself hoe ek besig is om mank te loop om die bruidegom te ontmoet, en die Here sê, kyk mooi, erken daar's foute, bely dit sodat jou kan genees. Nommer 3. Jy weet nie vanmôre hoeveel punte daar is nie, né? Ek hoop daai skaapbout is op blou. Nommer 3. Daar moet 'n verhouding wees. Die oomblik wanneer die bruid erken sy het 'n fout en sy bely daar's 'n fout, dan kan daar 'n verhouding kom. 'n verhouding wat al hoe sterker kan word. Hoekom? Filippense 3 vers 10 sê, sodat ek hom kan ken. Hoekom erken ek? Hoekom bely ek? Sodat daar 'n verhouding kan kom. En wat is die rede van die verhouding? Sodat ek Jesus kan ken. Enige bruid wil haar bruidegom ken. Hallo? Paulus skryf in al sy briewe, hy sê, ek begeer net een ding, en dit is om Jesus te kan ken. Johannes 15 vers 4 sê so mooi, hy sê, bly in my. Die kerk se probleem is, ons bly nie meer in Jesus nie. Ons het baie aktiwiteite en baie programme, en ja, dis reg, dit moet daar wees, hoor my hart vanmôre, maar op 'n plek moet ons kom wat ons sê, Here, ek wil net in U bly. U is die ware wynstok. Ek is maar net die lootjie, en wanneer ek in U bly, sal ek begin vrug dra, omdat daar 'n verhouding tussen God en sy kinders is. Die bruidegom gaan nie terugkom vir 'n vreemdeling nie. Hy gaan nie terugkom vir iemand wat hom nie ken nie. Hy kom terug na iemand toe wat daar 'n verhouding is. Onthou jy Openbaring 2 vers 4? Die Here Jesus skryf deur die Gees 'n brief aan die gemeente aan Efese. En Efese was 'n goeie gemeente, dit was 'n sterk gemeente. Hy het alles reg gedoen, alles was in plek gewees. Maar hy skryf in vers 4, hy sê, maar ek het tog een ding teen jou, Efese. Jy het jou eerste liefde verlaat. Sien, hierdie ander goed tel toe nou nie.
ja, dis perfek en is reg. Ek gee julle 10 uit 10 vir al hierdie goed, maar ek het iets teen julle. Daar's nie 'n verhouding nie. Dit gaan toe net oor die uiterlike. Daar's niks binne-in nie. En vanmôre is my boodskap eenvoudig. Die kerk van Jesus sal moet begin bid soos nog nooit van tevore nie. Sal moet begin tyd spandeer met God se woord soos nog nooit van tevore nie. Sal moet begin vas soos nog nooit van tevore nie. Sal moet begin om lof en eer aan ons koning te bring sodat daar 'n verhouding tussen die bruid en die bruidegom kan ontstaan. En wanneer ons dit doen, dan kom Jakobus 4 vers 8 en hy sê nader tot God en hy sal tot my nader. Die oomblik wanneer jy ietsie gee, dan kom die Here nader. En hoe nader jy kom, jy bepaal hoe nader aan jy aan die bruidegom gaan kom. Hy is gereed. Hy is gereed om alles wat hy het vir jou te gee. Jy sien, die kerk se grootste behoefte in 2026 is nie meer kerke en beter predikers en beter programme en beter alles nie. Die kerk se behoefte in 2026 is verhouding. Ons het nie meer verhouding met ons bruidegom nie. Nommer 4. En wanneer ek dan erken en ek bely en daar's 'n verhouding, dan moet ek streef na heiligmaking. Jy sê, pastoor, jy preek omtrent elke tweede Sondag oor heiligmaking. Ek het 'n surprise vir jou. Ek gaan nog 'n paar weke daaroor preek. Heiligmaking is wat God van sy bruid verwag. Soos wat enige jong bruidegom 'n sekere kriteria het van hoe sy bruid moet lyk. Kom aan, wie's jonk? Daar my ry is daar 'n paar jonges. Blonde oë, blou oë en lang hare en oulik en vriendelik. Die bruidegom het net een voorwaarde: heilig. Heilig. Hy soek 'n bruid wat heilig is, rein en volmaak. Dis Hebreërs 12 vers 14 sê: jaag die vrede na met almal en die heiligmaking, hoor gou mooi, waarsonder niemand God sal sien nie. Die bruid, kyk gou vir my, almal wakker. Die bruid gaan nie die bruidegom sien as hy nie heilig is nie. Pastoor, jy's hard? Nee. Hebreërs 12 vers 14 sê, waarsonder niemand God sal sien nie. Niemand sal God sien as hy nie heiligmaking het nie. En hoor gou, moenie vanmôre sê, ek sukkel nie. Dis presies wat die woord sê, heiligmaking. Dit is 'n proses wat aan die gang is. Jy staan nie een oggend op en dan is jy heilig nie. Dis 'n proses. Dit is die making van die heiligheid. 2 Korintiërs 9 vers 1 sê, laat ons van alle besoedelinge van die vlees en van die gees gereinig word en die heiligmaking volbring. Dis iets wat moet gebeur. Jy moet elke môre streef daarna. Jy moet elke môre probeer om net 'n bietjie beter te wees, om net soos Jesus te wees, om gehoorsaam te wees, om die vrug van die Gees te openbaar, om jou hart oop te maak sodat die Here in jou kan werk en deur jou kan werk, sodat jy meer soos Jesus kan word. Hoor gou vir my kerk, die Bybel is duidelik dat God kom terug vir 'n kerk wat rein en sonder gebrek is, wat heilig is, en sonder dit sal ons God nie sien nie, sê die Bybel vanmôre. Is jy gereed om voor te berei vir dit wat God vir jou beplan? Ek sluit af. Wandel in die Gees. Die bruid sal moet begin om te wandel in die Gees. Dit beteken dat ek onder die leiding van die Heilige Gees is en dat ek nie aan die sondige wêreld gelykvormig word. Wanneer 'n bruidegom sy bruid vir hom vat in die Bybelse tyd, dan het hy vir haar gesê, jy's nou myne. Jy is nou onder nuwe gesag. Jy behoort nie meer aan die wêreld nie. Jy behoort nou aan jou bruidegom. En nou moet jy begin optree soos die bruidegom optree
optree, want jy is besig, hoor gou, want jy's besig om die bruidegom verteenwoordig. Dit wat jy doen, dit wat jy sê, dit wat jy hanteer, hoe jy dinge hanteer, doen jy onder die gesag van die bruidegom. En as die bruidegom dit wil, as jy wandel volgens die gees van die bruidegom, kan jy hom nie teleurstel. Maar die bruidegom in die Bybelse tyd wil nie hoor dat sy bruid iewers te was en sy het haar wan gedra, of sy het sekere goed verkeerd gedoen, of sy het vir sekere goed verkeerd gesê nie. Dan sal hy haar inroep en sê, het jy dan vergeet dat jy nie meer aan jouself behoort nie? Jy behoort nou aan my, jy lewe nie meer nie, maar Christus lewe nou binne in jou, jy's onder nuwe autoriteit, en nou moet jy begin wandel volgens daardie autoriteit. Ek weet nie van jou nie, hier's vanmôre 'n salwing op hierdie verhoog, want God is besig om met sy kerk te praat, om vir hulle gereed te maak. Jesus is op pad. Ek het verlede Sondag, in daai hele hartseer storie, het ek net een ding besef, wanneer jy in die oggend wakker word, is dit genade. Jy weet nie wanneer dit jou laaste oomblik is nie. Jy weet nie wanneer alles verby is nie, maar die bruid moet gereed wees ten alle tye om die koning te kom ontmoet. Dis 'n tragiese ding wat verlede week in ons dorp gebeur het. Kom ons leer iets. Ons tyd en ons lewe is in God se hand. Die Heilige Gees is God se instrument om die bruid gereed te maak vir die bruidegom. Want hy help ons, hy herinner ons, hy lei ons, hy sê vir ons wanneer ons verkeerde dinge doen. Galasiërs 5:16 sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van hierdie wêreld daarin gelyk wees nie. Die oorwinning van die sonde kan net gedoen word wanneer die bruid deur die Gees gelei word nie. Romeine 8:14 sê, want almal wat deur die Gees gelei word, hulle is kinders van God. Wat die vlees kom openbaar, en die vlees openbaar jou gebrek voor die bruidegom, kom die Heilige Gees en wil hy verban. Hy wil dit net kom toemaak. Hy wil dit net gesond kom maak, sodat ek en jy rein en volmaak ons bruidegom kan ontmoet. Kom ons sluit ons so. Here, wat 'n boodskap vanmôre van ernstige vermaaning. Dat die bruid sal moet wakker word, en die bruid sal moet wakker skrik, en die bruid sal moet begin gereed maak, want die bruidegom is op pad. En Here, vanmôre staan ek hier voor heel eers, en ek erken vanmôre dat Here, ek het foute, ek het baie foute, ek erken dit vanmôre, ek het 'n gebrek. En vanmôre, Here, wil ek kom bely en sê, Here, vergewe my. Here, vergewe my as ek dinge doen wat nie reg is nie. Vergewe my as ek sê wat nie reg is nie. Vergewe my as ek optree wat nie reg is nie. Here, vergewe my sondes en kom was my skoon, is my gebed. En Here, vanmôre wil ek 'n verhouding begin met my bruidegom. Here, niks anders stel vanmôre as my verhouding met U nie. Niks anders is so belangrik soos my verhouding met die bruidegom. Here, help my om die proses van heiligmaking te begin. Here, help my om heilig te word. Herinner my, Here, wanneer ek dinge doen wat nie reg is nie, sodat ek kan heilig en sonder gebrek voor U kan staan. Here, help my om te onthou dat ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in my. Help my om te lewe, Here, dat ek onder nuwe gesag is. Die ou dinge is verby, kyk, alles het nuut geword. Help my om te wandel deur die Gees in Jesus se wonderlike naam. Here, my gebed is vanmôre dat hierdie woord nie net vanmôre hier sal stop nie, maar dat die bruid in die kerk van Jesus Christus vanmôre hierdie woord sal hoor, dat ons dit sal aanneem, dat ons nie net hoorders sal word nie, maar dat ons sal daders word. Dis my gebed in Jesus se wonderlike naam. Amen en amen.